Reg, kom ons gee 'n bietjie 'n update op die Jode, Iran-VSA oorlog. Ja, wel, ek dink ons is almal by 'n punt, behalwe die wat regtig nie weet wat aangaan nie, of wat vreeslik idealisties is, of wat gebreinspoel is deur sy baalpriester, dat die VSA en die Joodse staat het amptelik die oorlog verloor teen Iran. So 2 lande wat nuclear-powered lande is, hulle het albei kernwapens, het die oorlog verloor teen 'n land wat konvensionele wapens gehad het. So ja, dit is 'n krisis, maar die inligting soos wat hy uitsyfer is glad nie goed vir die VSA nie. En dit maak nou nogal sin hoekom die VSA nou nog nie regtig weer betrokke geraak het meer in die oorlog nie, behalwe so bietjie hier rondhang en daar rondhang en die tipe van ding nie. Want die VSA het sy gat gesien. Nou kom ons lees 'n bietjie. Dis interessant. Onthou die nuus kom altyd na die tyd uit. Nou hierdie is van BBC, was op 1 Junie 2026. Iran attacks damaged 20 US military sites since start of the war, satellite images show. En dan word hier gesê dat die VSA het natuurlik probeer om dit weg te steek, dat soveel van sy basisse verwoes is in die Midde-Ooste, deurdat the US has sought to limit satellite analysis of the conflict by requesting Planet, a major provider, to impose an indefinite restriction on new images of Iran and most of the Middle East. So jy kan nie vergelyk nie, in die VSA kan jy nie vergelyk tussen bestaande satellietbeelde en dit wat voor 28 Februarie is nie. Hulle het gesê dit moet beperk word, sodat hulle die skade kan wegsteek vir die bevolking. Among the valuable hardware damaged were 3 state-of-the-art anti-ballistic missile battery systems at the Al Ruwais and Al Sadar air bases in the UAE and in Jordan. Nou hierdie is die, wat hulle noem die THAAD batteries, en hy kos so $1 biljoen om op te sit in 'n hele paar jaar. Dit is nie eendag se storie nie. Each battery needs a crew of about 100 troops to operate it, while the interceptors it fires cost around $12.7 million per round. Dis baie duur, né? Is interessant, hierdie military industrial complex behoort oorwegend aan Jode. Die Jode is sterk betrokke by hierdie maak van wapens in die VSA. Met die gevolg is, alles is peperduur. Ek meen, want die koei kan jy mos nou melk. Daai wit koei, daai Amerikaanse wit koei, jy kan hom mos nou melk vir belastinggeld, en dit is maar wat gebeur. So, die VSA het verskriklike groot skade gelei. En 'n nuwe verslag wat uitgekom het, sê dat 42 plus, dis nou al meer. Toe die verslag uitgekom het, was dit 42 van die Amerikaners se vliegtuie, helikopters en drones het in die slag gebly. Congress released a list of 42 U.S. military aircraft reported lost, damaged, or destroyed during the Iran war, based on information from the Pentagon, Central Command, and news reports. The Defense Department estimated the total cost of the losses is $2.6 billion. One of the most expensive aircraft damaged during the war was an E-3 Sentry surveillance plane, which was hit by an Iranian drone and missile attack in Saudi Arabia. Each aircraft originally cost the Air Force about $270 million. The U.S. also lost an MQ-4C Triton spy drone, which costs about $240 million. The Navy didn't say where it crashed, referring to the incident as a mishap. 4 F-15E Strike Eagle fighters were also lost. 3 were destroyed by friendly fire over Kuwait in March. All 6 aircrews safely ejected. A 4th was shot down during combat over Iran in April. That aircrew also safely ejected and was recovered during a highly publicized search and rescue mission. An A-10 Warthog was destroyed during the search and rescue mission for the downed F-15 crew, and during the same operation, Iranian small arms fire also damaged an HH-60W Jolly Green II combat search and rescue helicopter.
Congress also reported damage to an F-35A Lightning II Joint Strike Fighter. The stealth fighter comes with a unit cost of about $82 million and appears to be the first F-35 ever damaged via enemy fire. 7 KC-135 Stratotanker refueling aircraft were also lost or damaged. One of these crashes resulted in the deaths of 6 American service members, and another aircraft was forced to make an emergency landing. 5 more KC-135s, each costing $40 million, were damaged at a Saudi airbase during an Iranian attack. 2 MC-130J Commando II Special Operations aircraft were intentionally destroyed on the ground in Iran because they got stuck during the search and rescue operation for a downed F-15 pilot. Each is worth about $114 million. And since the start of the war with Iran, the U.S. has also lost 24 MQ-9 Reaper drones. Just one of these comes with a price tag of about $30 million. In the report, Congress said it was unclear whether the Defense Department had provided it with an accounting of all the lost aircraft, information with a budgetary impact that may be essential to Congress's oversight role. For more coverage of the war with Iran, head to Business Insider. Nou ja, die skade is groot. En die Amerikaanse ekonomie is nie so fantasties soos wat dit was 20, 25, 30 jaar terug nie. Dit het baie geld gekos om daai basisse op te rig en biljoene om daai battery systems op te rig, daai thought systems. En ek praat nie eers van die vliegtuie wat hulle verloor het nie. Hulle het in die laaste 48 uur is daar nog 'n Apache helikopter afgeskiet oor die Persiese Golf. Ja. En hulle het toe 'n drone gestuur om die 2 ouetjies daar in die water te gaan optel. Hulle sê dis die eerste keer dat dit gebeur het dat hulle 'n drone stuur, want hulle was bang om nog 'n vliegtuig te stuur of nog 'n helikopter, want hy sou ook afgeskiet word. So, dit is baie duidelik dat die Iranese vir ou Trump ore aangesit het. Sies tog. Die groot ding hier, en ek dink dit natuurlik, dit is 'n absolute besturing van vader af, is dat die VSA nie nou weer kan teruggaan en gaan basisse bou oral in die Midde-Ooste, reg rondom Iran nie. Want die Saudis wil hulle nie meer daar hê nie, en die Bahrainis en daai ouens is almal dikbek vir die VSA, want hulle het agtergekom die VSA toe nog nie vir hulle beskerm nie, toe die moeilikheid kom te beskerm die VSA die Jode staat, né? En hierdie klomp golfstate, hulle is die Moabiete waarvan die Bybel praat, hulle sien toe hulle gat, sies tog, sonder 'n speel. Maar nou ja, so met die gevolg is, hulle gaan hulle weer toelaat om basisse daar te bou nie, want op die ouene van die dag, wanneer Iran terugslaan, gaan hy slaan daar waar die basisse is en reg rondom die basisse. So ja, nee, hulle gaan nie weer daai fout maak nie, sies tog. So die VSA kan nie terugkeer nie, so hy kan ook nie terugkeer vir 'n derde wêreldoorlog nie. So wanneer die Russe nou maar deurstorm deur Turkye, soos wat Siener voorspel het, gaan gebeur, en ons sien klaar die tekens daarvan. Die Jode het gesê, hulle volgende groot oorlog is teen Turkye. Turkye is die nuwe Iran. Ja, is baie mooi in lyn met profesie. Is interessant hoe die Jode hierdie profesie uitvoer, wat die Bybel van praat, wat sal lei tot 'n totale verwoesting van die Midde-Ooste en die Joodse staat. Mens kan dit sien, as jy nou net weet waarvoor om te kyk, né? Hoe dit ook al sê, so die VSA gaan nie so maklik kan terugkeer na die Midde-Ooste toe, om nou sy dinge daar te doen en sy mag daar uit te oefen, en die Jode staat te beskerm nie. It's not going to happen. So is eintlik 'n baie goeie ding dat dit gebeur het. As hulle nou wil veg, moet hulle veg van hulle vliegtuigskepe af. Of hulle moet probeer refuel in die lug, en dan gaan die Iranese ook daai vliegtuie afskiet, want hulle het ten minste 1 of 2 van hulle afgeskiet in die laaste 2 maande. Die VSA het werklik waar Iran onderskat, maar nou ja, onthou, jy kan niks, daar is niks so kragtig soos 'n profesie wat se tyd gekom het om in vervulling te gaan nie. En die Bybel sê, God se troon is in Elam, dit beteken sy troon is in Persie, en dit staan daar in Jeremia 49, ek het al oor 'n video gemaak, want hy sê, met Persie gaan hy die westerse magte laat val, en dit sluit die Joodse staat in. Dit is wat gaan gebeur, want ons sien nou die opkoms van die Gog en die Magog nasies wat die volgende 800 jaar sal regeer. Ek weet, is iets wat jou predikant jou nie vertel het en jou baalpriester nie, maar is iets waarvoor ons moet klaarmaak.
Dit gaan eintlik baie min invloed hê op Suid-Afrika as jy verstaan van wat in jou Bybel aangaan, maar solank as jy glo die Jode is Israel, hy die Israel van die Bybel, sies tog gaan dit nie veel werd nie. Hoe dit ook al sê, Piers Morgan het hier 'n oulike video gemaak, so 'n stukkie waar hy praat met die Israeli ambassadeur, die Jode ambassadeur. Toe sê hy vir my, ou maat, julle het die oorlog verloor. En hy lys die redes oor hoekom hulle die oorlog verloor het. So, dis nou al op mainstream media. So kom ons luister na ou Piers. Hy was baie links, lyk vir my hy het nou begin breins kry. This idea you've won the war, what war have you won? Because if the war was to affect regime change, that failed. If the war was to get the enriched uranium to stop them building a nuclear bomb, that has failed. If the war was, as it went on, to seize back control of the Strait of Hormuz, that hasn't happened. If the war was to stop Iran attacking its Gulf state neighbors, they've made it crystal clear they'll carry on doing that if they get attacked. I'm not sure, I mean, other than you've clearly destroyed a lot of their military capabilities, but they're replacing that apparently at speed. I'm really struggling to see what war you think you've won.